vind myself in hierdie week dat ek, terwyl ek voorberei vir Sondag, vind ek myself, ek is besig om net so deur die emotions te hardloop. Ek vang myself dat ek so besig is om my boodskap so goed voor te berei, dat ek 'n goeie boodskap het om af te lewe. Dat ek binne in dit vergeet, dat dit hang nie af van hoe goed ek die boodskap aflewer nie. Ek moet glo dat die boodskap die werk gaan doen in mense se lewens. Want dis after all hoekom ons hier by mekaar kom. Die vraag is, vir watter rede kom ons as gelowiges, hoekom kom ons almal so by mekaar? Is dit omdat ons 'n godsdienstige oefening kom gehoorsaam, kom ervaar? Is dit omdat dit so deel is van ons kultuur? Is dit omdat dit die regte ding is om te doen om op 'n Sondag kerk toe te gaan? Of het ons 'n hoër motief? Is daar 'n hoër waarde wat ons hier by mekaar trek? En vir myself wat nou die pastoor is, ek vind dat ek myself maklik in daai motion vang van, ek gaan ook net deur dit. Ek weet nie of julle dit ervaar nie, maar as ek my oë knip, dan is dit weer Sondag. Dit voel soos gister toe ek hier gestaan het en ek het laasweek se boodskap vir julle gegee. En ek dink dis die gevaar van wanneer ons net weer in die momentum inklim van waar ons mee gestop het laas jaar. Ek dink is tyd dat ons iewers 'n bietjie moet stop. Net so 'n bietjie van daai hamster se wiel afklim. Net so 'n bietjie stop en besef en kyk en sê, hey, maar kom ons evalueer net gou weer, what is this about? Hoekom doen ons hierdie ding? Hoekom kom ons so by mekaar? Dat ons net ons prioriteite vir dit weer reg kry. Ek gaan my boodskap so 'n bietjie aanpas op grond van wat die Here nou besig is om te doen. En ek gaan nou so 'n bietjie duiwelse advokaat speel, so verdra my vir 'n oomblik. Maar ek het 'n bird's eye view terwyl ons almal in die kerk besig is daar agter op daai troon. As ek daar sit. Dan sit en let ek op en ek sien hoe lyk dit wanneer ons mense besig is om te loof en prys. En nou ongelukkig, omdat ek daar sit, kan ek nou redelik duidelik sien watter mense is engaged, wat sit in Afrikaans? Verloof? Skus. Betrokke, dankie pa. Nee? Watter van ons mense is betrokke? En watter van ons mense, vir 'n gebrek aan 'n beter woord, staan net en rondkyk? En ek verdra my motief is nie nou om jou uit te haal nie, of jou skuldig te laat voel nie. As jy skuldig voel, is dit dalk 'n goeie ding, maar dis nie hoekom ek dit doen nie. En ek besef, dis hoekom ek voel die Heilige Gees my lei om hieroor te praat. Ek besef dat ons het gedurig nodig om herinner te word oor hoekom ons by mekaar is. Ons het gedurig nodig om herinner te word oor wat ons as kinders van God veronderstel is om te doen. As ons nie iets het wat ons terugtrek nie, ouens, dan rafel ons maar uit. Een eenvoudige voorbeeld van dit is hierdie nagmaal. Kan julle onthou wat het Jesus gesê? Wat moet ons met hierdie nagmaal doen? Ons moet dit gebruik tot nagedagtenis aan hom. En hoe gereeld moet ons dit doen? So dikwels as wat ons by mekaar kom. Sê vir iemand dikwels. Wat beteken dikwels? Gereeld. Dit beteken elke keer wanneer julle by mekaar kom. Sê so 'n bietjie elke keer. Hoekom sal die Here dit vir ons sê? Want hy weet hoe maklik ons vergeet. Dawid sê in die Psalms, praat hy en die Here sê, herinner my aan my beloftes. Luister 'n bietjie. Herinner my aan my beloftes. Is dit omdat die Here met 'n geheue verlies het? Nou, hoekom sal hy dan vir ons vra ons moet hom herinner? Want ons almal like mos promises, nê? Nee. Maar jy het my beloof, onthou julle soos kinders was, en jy met jou ma en jou pa, nee, soos, maar julle het beloof ons gaan dit doen, of ons gaan soontoe gaan, of julle het beloof gaan vir Kersfees dit kry.
Ons het maar 'n obsessie met 'n belofte. Ons sukkel om hulle te onthou, maar ons wil ander graag herinner aan hulle sin. En is vir daai rede hoekom ek sê ek voel ons moet net so weer 'n bietjie recap oor ouens. What is the reason? Wat is die rede vir hierdie oefening? Ek het begin om te praat die begin van hierdie jaar, as julle saam met ons hierdie journey begin stap het, oor wat is die voorneme wat jy hierdie jaar moet hê? Wat is die belangrikste voorneme wat jy kan hê? Wie kan onthou? Ek kan nie hoor nie. Wat moet jy kry? Wysheid. Sê so 'n bietjie vir iemand langs jou wysheid. Daai het ons daaroor gepraat in Spreuke. Spreuke 4 het gesê, in alles wat jy kry wysheid. Die Engelse vertaling sê, it is the preeminent thing. Dis die belangrikste ding wat jy kan kry, is wysheid. Hoekom is wysheid so belangrik? Want wat beteken dit? Help my gou, ek het vir julle so 'n eenvoudige definisie gegee. Wat beteken wysheid? Is dit om slim te wees? Is wysheid 'n bewys van jou intellektuele vermoë? So wat is wysheid dan? Dis die vermoë om kennis reg te gebruik. En dis wat Salomo, die wysste ou, ooit gesê het, is, kry daai skill. Get that skill, get that thing. The ability to use knowledge correctly. Want ons almal ken baie slim mense. Ouens, ek ken ouens. ek kan nogal lelik wees op hierdie manier. Maar ons is nou die dag, dis al 'n paar jaar terug, is ek na iemand toe, in die mediese praktyk, en ons stap by hulle kantoor, en toe ons by hulle kantoor instap, toe is daar sertifikate wat nou daar teen die muur hang, en dan is daar so 'n groot bordjie wat sê, die persoon behoort aan Mensa. Ek weet nie of julle weet wie dit is nie, maar dit is 'n organisasie wat jy aan behoort as jy 'n redelike IQ-kapasiteit het. So, jy kry by hulle erkenning dat jou IQ op 'n sekere vlak is. Nou, jy kry party mense wat met daai bordjies en daai sertifikate rondloop, maar dan sien jy hoe maak hulle besluit oor die lewe, en dan wonder jy, het jy daai sertifikaat online iewers gekoop? Ken julle sulke mense? Ons almal ken sulke mense. Mense wat intellektueel verskriklik vermoënd is, maar tog wanneer dit by lewenskeuses kom, dan sien jy, iets maak nie sin nie. So dis hoekom wysheid het niks te doen met jou slimmigheid nie. Dit het te doen met die feit dat jy 'n vermoë het om die kennis wat jy het reg te gebruik. En ons het uit dit het ons gepraat, en ons het gesê, maar wat het Jesus vir ons van dit geleer? Want jy moet tog kennis iewers vandaan kry. Kennis val nie net uit die lug uit nie. Amen. So hoe kry ek en jy gewoonlik kennis? Lees, nee. Maar kennis word gewoonlik aan jou oorgedra. Stem julle saam? En in die oordra word jy geleer. En Jesus praat daarvan in Matteus 7, dan sê hy, kom ek gaan gou vir julle gou 'n vergelyking tref van mense wat dit wat ek hulle leer vat en dit toepas. Julle ken die storie, nee. En kom ek wys vir hoe lyk mense se lewens wat my woord hoor, dit wat ek hulle leer, wat dit hoor, maar wat niks daaromtrent doen nie. Kan julle onthou? Wat was die verskil tussen hierdie twee mense se lewens gewees? Die ou wat geluister het en gereageer het op dit wat het gedoen het, wat het met sy lewe gebeur toe die storms van die lewe aangerol kom? Hy het gebly staan. Sê vir iemand langs jou, hy het gebly staan. En dan vertel hy en hy sê, maar dan is daar nou hierdie ou wat my woord gehoor het, hy het dit nie gedoen nie, en toe die storms van die lewe na hom toe aangerol kom, wat het met hom gebeur? Jesus sê, sy val was groot. En dis wat ons vir mekaar gesê het, is hoe wil jy 2026 ingaan? Die feit dat jy dit wat Jesus vir jou leer, vat en dit hoor. Ouens, is nie 'n waarborg, selfs as jy dit toepas, is nie 'n waarborg dat jy nie gaan teenkanting kry in hierdie lewe nie. Dat hierdie jaar nie vir jou curveballs gaan gooi nie. Dat hierdie jaar nie vir jou seer en pyn kan veroorsaak nie. Dis nie 'n vrywaring of 'n vrystelling nie.
Maar hy sê dat binne in dit, as jy daai wyse persoon is, wat my woord gevat het, en jy dit gaan toepas, dan sal jy wees soos 'n huis wat op 'n rots gebou is. Dat wanneer daai storms kom, dan gaan jy bly staan. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons moet besef, dis hoekom my wysheid sê, dis die preeminent thing, is ouens, julle moet leer en julle moet aanhou om hierdie jaar dit wat jy geleer het, die kennis wat jy het, om dit reg toe te pas. En die woord van die Here gaan nou sulke mooi lengtes toe, om ons aan te moedig, sodat ons kan verstaan, hoe graag hy wil hê, jy moet gehoorsaam wees, sodat jy kan hoor, hy wil hê dit moet goed gaan met jou. Niks van die goed wat Jesus ons vra om te onderhou, wat hy ons leer, is daar sodat hy voordeel uit kan trek. Dis absoluut vir jou en vir my voordeel. Het jy dit geweet? Kan ek julle gou op so 'n kort journey vat? Blaai gou saam met my na Deuteronomium toe. Ek wil net gou daar oopmaak. Sommige aan die begin toe God begin om die wet te gee vir die volk. Deuteronomium 5. Ekskuus ouens, ek gaan so 'n bietjie die Engelse Bybel uitlees. Ons het Engelse lidmate wat ek net so 'n bietjie wil konsidereer en dit vir hulle maklik ook maak. Deuteronomium 5 vers 29. As jy kan, onderstreep dit, save dit op jou foon, as jy het. 5:29, hoor hoe mooi beskryf hy dit hier in die Engels. Hy sê, sê so 'n bietjie vir iemand langs jou, Hy sê, that they had such a heart in them, that they would fear me, and always keep all my commandments. Stop net daar. En nie verder lees. Hoekom sal die Here begin met die woord Daai is 'n beklemming vir 'n begeerte. Verstaan julle dit ook so? Dis 'n beklemming dat ek wens, ek hoop. Wie van julle was al so lus vir 'n stuk steak? Nee? Maak my vrou my 12 uur die aand wakker. Ek is nou so lus vir 'n chocolate. Kyk, wat is fout met die vrou? Dit was op 'n tyd was dit so gewees. Wat sê die Afrikaans? Skus, ek het nou nie eens gesien nie. Wat sê hy? It's amazing dat hy met dit begin. En is God wat daar praat. Hy sê, man. That they had such a heart in them, that they would fear me and always keep all my commandments. As jy God nie vrees nie, gaan jy nie luister wat hy vir jou vra nie. En dis nie 'n vrees van jy is bang vir hom nie. Dis 'n vrees van heiligheid. En hoor jy sy diep begeerte? Ek wens so julle daai harte binne in julle gehad, dat julle my graag sou wou gehoorsaam. Klink dit vir jou soos iemand wat besig is om met woede, soos 'n tiran en 'n diktator sy wil op jou af te spoeg? Is dit wat jy hoor as jy daai gedeelte lees? En hoor wat sê hy dan vir jou? Hoekom? That it might be, wat sê die Afrikaans daar? Dat dit met julle vir ewig goed kan gaan. Engels sê, hy sê that it might be well with them and with their children forever. Wie van julle wil hê dit moet goed gaan met jou? Wie van julle wil hê dit moet goed gaan met jou kinders? Hier sit myne. Hierdie blonde pop en hy gebaarde breker.
Hy word volgende jaar 23. Hierdie jaar, skies, ek nog in 25. Hy word nou volgende maand word hy 23. Ek gee vir daai kind om. Sy toekoms, hoe dit met hom gaan, dis die beheptheid van my lewe, is dat op 23 dit met hom so goed sal gaan, ek bekommer my oor hom, soos wat ek my oor hierdie 16-jarige enetjie vir my nog in die huis bekommer. Hy's 'n groot limmel, hy werk in Amerika. Hy verdien geld wat sy pa net sal droom om te verdien. Maar ten spyte van dit is my grootste begeerte dat dit met daai kind net goed sal gaan. Waar kom dit vandaan? Kom van die hart van 'n vader af. Jesus sê, as julle wat aardse paas is, wat eintlik sleg is, as julle weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal hy nie vir julle goeie gawes wil gee nie. Hy's 'n goeie pa, halleluja! Maar die goedheid van hom kan op geen ander manier bewys word as wanneer ek en jy tog net sal luister wat hy vir ons vra om te doen. Vir hoeveel van julle was dit nie al jou pleidooi met jou kinders nie? Kom nou, wie van julle het probleemkinders? Skies, julle is die probleemouers. Dis ons vandag se ding. Fout is glad nie by die kinders. Maar ouens, julle almal weet dit in ons werk. Ons pastore, mense bel ons om vir ons te vertel hoe goed gaan dit in hulle lewens. Hulle bel ons as die popo deur die waier is. Hulle bel my wanneer hulle kind opgesluit is in die tronk want hulle het hom iewers dronkbestuur gevang. Hulle bel my wanneer die klomp besig is om mekaar aan te rand. Hulle bel my wanneer hulle vir my sê, Dion, skool sit my kind uit. Hulle kry niks met hom uitgerig nie. Ons moed is in ons skoene, ons het nie meer antwoord nie. Dan kom sit daai ouers by jou, dan praat hulle met jou, en dan hoor jy hulle sê vir jou, die ons het alles gedoen wat ons moontlik kan. Dan praat jy met daai selfde kind, dan sê hy vir my, man, al wat ek by my pa en my ma was, hulle preek net vir my. Want dit is hoe ons dit ervaar. Die ironie is, en ons almal weet dit vandag, as jy nou volwasse is, hoeveel keer het ons nie al gesê, plaas het ek maar na my pa geluister. Amen. Veel mans het dit al vir my gesê met hulle vrouens, maar ek sit met 'n pel nou die dag vir my, is sommer so 'n simpel storie. Maar hy vertel my, toe hy en sy vrou net getroud is, hy sê, sit hulle die dag, nou sit en wag hulle vir hom in die gangetjie afgestap te kom, nou sit hulle hierso, nou sit sy pa langs hom, nou sê sy pa vir hom, hy sê vir hom, seun, hy sê, daar's 'n splinter nuwe 740 BMW wat hier buite kan staan, dis die pa se kar wat hy vir hulle nou as 'n troukar gegee het. Hy sê vir hom, ek gee vir jou daai kar, hier is die sleutels. Hy sê vir hom, jy sal nooit in jou lewe ooit weer hoef te worry oor geld nie, asseblief, moet net nie met hierdie vrou trou nie. Plaas het ons maar net geluister. En dis wat ek hoor, ek moet seker gesê het punt, en dan aangegaan het met die storie, nee. En dis wat ek hoor as ek hierdie skrifgedeelte lees. Ek hoor 'n begeerte by God dat dit met jou en met my moet goed gaan. En as jy dit kan hoor en jy kan dit snap, dan gaan jou motief vir hoekom jy kerk toe kom, hoekom jy kind van God is, hoekom jy gehoorsaam gaan wees, gaan drasties verander. Skielik gaan jy nie meer wil spook en wil stry en wil redeneer en beter weterig wees wanneer jy die Bybel lees nie. Skielik gaan jy een van daai kinders wees wat sê, is reg pa. Is reg. Is reg. Ek sal luister. Want ek weet pa wil hê dit moet goed gaan met my. Nee. Ek wil uit my foute leer. Los my, ek wil my kop gaan stamp.
En ons is baie keer so dom soos donkies. Ken julle sulke mense? Ek was een van daai. Nee, ek wil my eie foute gaan maak, dat ek kan leer. God wil ons seer en pyn spaar. Hy wil hê dit moet goed gaan met jou. Sê vir iemand langs jou, God wil hê dit moet goed gaan met jou. Dis hoekom hy vir ons hierdie woord gee. Dis hoekom hy vir ons, hier het hy nou die wette vir hulle gegee, in die begin. Nou kom Jesus, en hy kom leer ons, hy kom praat met ons, en hy sê, ek het gekom om vir julle 'n beter weg te kom wys. Hy sê, ek wil hê julle moet hierdie vrees wat julle hiervan leer, ek wil daai sin van vrees, van God se woede, ek wil daai ding wil ek kom vervang, en ek wil hê julle moet iets anders van julle pa se hart kom hoor. Ek wil hê julle moet kom hoor sy genade, ek wil hê julle moet kom hoor, hy is nie meer kwaad vir julle nie, maar hy het nog steeds verwagtings van ons, sodat dit met jou goed kan gaan. Wie van julle het al ooit daai woorde gehoor as jy met jou ouers geredeneer het? En dan kom hulle op 'n punt en dan sê hulle vir jou, okay, gaan doen wat jy wil. Wie van julle het dit al gehoor? Wie van julle het dit al gesê? Dis reg, gaan doen wat jy wil. Jesus ouens, wat se verwoestinge daai nie al in mense se lewens veroorsaak nie. Wat se hartseer en spyt en pyn het dit nie al gebring nie. As 'n ou wat in die 1960s, die ou se naam is Anton LaVey. Hy het homself as die hoof van die satanistiese beweging aangestel. En hy het so 'n boekie geskryf wat hy genoem het die satanistiese se Bybel. En hulle is nie verskriklik innoverend nie, hulle is maar eintlik baie copycats. En wat hy toe gedoen het, is hy toe vir hulle 10 gebooie opgestel. En by ons is ons eerste gebod, jy moet die Here jou God lief hê, dis die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, verstand en met alles wat jy het, nê? Nou gaan stel hulle 10 gebooie op. Wat sê jy dink het hy hulle belangrikste gebod gemaak? Jy sal mos nou dink, jy moet Satan lief hê, nê? Slag katte, wat ook al. Julle kan nou hoor die ouens wat antwoord, want hulle het dit nou al gehoor. Hulle eerste gebod is, doen wat jy wil. As jy terugkyk na jou lewe en dalk ander mense se lewens. Wanneer ons gedoen het wat ons wou, kan jy verstaan hoekom die Here besef, you are your own worst enemy? Hierdie vlees van my is daar om my te saboteer. Ou vleesie, hierdie Dion van Sail, met sy geite en sy nikke en sy slimmigheid, hy's daar om my te saboteer. Romeine 8 sê, hy kan nie en hy wil hom nie aan God se wil onderwerp nie. Dis hoekom hy altyd binne in my hierdie gestoei en hierdie gespook is, oor wat God wil hê ek moet doen en wat ek wil doen. Met wie van julle dit al gebeur? Jy weet wat God vir jou sê om te doen, maar die binnekant is daar iets wat Kyk maar so 'n bietjie as jy voor 'n versoekingkie staan. Kyk hoe moeilik is dit om weg te draai of weg te stap van 'n versoeking. Goue tyd in my lewe toe ek so jammer hard gehad het vir al hierdie arm girls wat met die min klere. Jy weet, dis arme mense, jy weet. Toe ek aan daai prentjies verslaaf was. Hier is ouens, is moeilik om af te sit. Dis moeilik om weg te kyk. Die kinders vandag het dit baie makliker. Onthou julle toe ons tieners was, toe was al die tannies agter sulke plastic boeke weggesteek. O ja, skus, julle weet natuurlik niks daarvan nie. Julle was almal engeltjies geweest, nê? Verskoon my. En dis nou op 'n vleeslike vlak. Maar ouens, kyk hoe moeilik is dit vir jou wanneer jy probeer om reg te eet. Kyk wanneer jy besluit maak om te probeer om 'n gesonder leefstyl te leef. Kyk hoe moeilik is dit om dan net nee te sê vir verkeerde kos.
Waar kom dit vandaan? Hoekom is daar daai worsteling hier binnekant? Waar kom dit vandaan? Is hierdie vlees van jou wat nie die beste vir jou wil hê nie? Hy wil die lekkerste vir jou hê. Hey, papi. Is daar een ding is wat wil party? Vleesie is jou man. Hallo? He doesn't want to miss out on a good time. Wat is hy liedjie wat hulle nee, toe man, nou het ek julle heeltemal van die spoor af. En ek dink dit is hoekom die Here met ons vanoggend praat, en ons net so 'n bietjie terugbring en ons laat besef. Asseblief luister vir my. Begin daai vermoë ontwikkel om dit wat jy van my leer en wat jy by my hoor, om dit reg te gebruik hierdie jaar. En as daar skrifgie wat ek met jou wil lees in die Nuwe Testament wat hierdie net so mooi bevestig. En jy kan oopmaak saam met my in Jakobus 1. Dis amper heel agter in jou Bybel. Is julle daar? Jakobus 1 vanaf vers 24. Hy sê, therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness. Jy moet onthou, hy skryf nou hier vir Christene, né? Hy skryf nie vir heidene nie. So dit sê vir jou, waarmee het hierdie ouens geworstel vir wie hy die brief geskryf het. Sien julle? Jakobus 1 vers 24. Wat sê julle sin? O, skus man. Ek is by 21. Jammer. Is hy nou reg? Okay. Hy sê, therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. So kry klaar met al hierdie veiligheid, hierdie oorvloed van boosheid, kry klaar met daai goed in jou lewe. Get rid of it. En in plaas daarvan dat jy na daai goed gryp en met daai besig is, sê hy, nou moet jy gaan en ontvang, want jy word geleer, dit kom na jou toe. Vat dit. Ontvang dit met wat se houding? Sagmoedigheid. Nou julle so 'n paar maande terug het ek vir julle so 'n voorbeeld hier voorgegee van 'n harde hart en 'n sagte hart. Onthou julle? Toe het ek 'n golfbal gevat en ek het een van die broers in die gemeente geroep en vir hom gesê, "Sjaal, vat daai golfbal, dan gooi hom vir my so hard as wat jy kan op hierdie grond." Onthou julle? En toe hy bal gooi, toe is hy amper nie deur hierdie lig en die fan. Golfbal het so hard gebons. En ek vat daai selfde golfbal en ek gaan sit 'n kussing daar neer. 'n Gewone strooikussing. En ek sê vir hom, gooi nou daai bal so hard as wat jy kan op daai kussing en kom ons kyk hoe hoog hop hy. Onthou julle hoe hoog het daai bal gehop? Hy het amper geen bons gehad nie. Hoekom was dit? Was daar fout met die bal? Het die bal gebreek die eerste keer? Die probleem of die verskil was die kondisie van die ding wat hy getref het. Omdat hier 'n harde oppervlak was, het daai bal gereageer en hy het hoog gebons. Maar die oomblik toe daar 'n sagte oppervlak is, toe absorbeer hy daai energie. En dis hoekom die Here vir ons sê met sagmoedigheid. 'n Sagte hart absorbeer, 'n harde hart reageer. En dis hoekom jou vlees reageer wanneer jy die woord van God hoor. Dis hoekom hy so kokkie raak. Jy voel hoe staan hy hier binne in jou op. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Met sagmoedigheid ontvang die woord van God. Want wat is daai woord van God by magte om te doen? Dis in staat om julle siele te red.
Hierdie woord van God is daar om jou te red. Sê die maar ek is op my pad hemel toe. Dit praat nie van daai red vir ewig nie. Dit praat daarvan om jou te red uit elke situasie, elke struik wat die vyand vir jou stel, elke versoeking, elke moeilike ding is hierdie by magte om jou te red uit daai ding uit. Daai wat Dawid sê, Here, in die aangesig van my vyande, dek U vir my 'n tafel. Wat beteken dit? Dat wanneer die vyand besig is om jou op te line vir failure, wanneer hy besig is om 'n struik te stel vir jou, wanneer hy besig is om agter die skerms 'n opportune time te soek om jou tot 'n val te bring, wanneer ek hierdie woord reg toepas, wanneer ek hom reg gebruik, dan sê die Here vir jou, watch my. Hy sê vir jou, kyk wat maak ons, ek en jy saam. Kyk hoe uitoorlê ons hom. Kyk hoe sit ons hom op sy plek. Die Bybel sê, hy sal in 7 paaie van jou af wegvlug. Die Bybel sê, resist him and he shall flee from you. Die enigste manier hoe jy daai attempted struik, daai snare, hoe jy dit kan vryspring, is wanneer jy God se woord het om jou te herinner en jou te help wat om te doen. That's how you resist him. Dis wat ek wil wees. Wie van julle wil graag in hy struike trap hierdie jaar? Kan ek gou sien? Kom ouens, wie wil gevang word met die versoekings? Ag nee, kom nou, maar moet nou nie chicken wees nie. Magtig. Waar is daai daring spirit van julle nou? Kom ons wat braaf en manhaftig wil wees. Kom nou. Come on. You're a fool. Jy's so dwaas want jou geval gaan groot wees. Jesus ouens, ek wil hê dit moet goed gaan met my hierdie jaar. Ek wil gered word uit al hierdie stukke wat die vyand vir my stel. But it will not happen with the power of positive thinking. Dit gaan nie gebeur omdat jy dink jy's slim en jou intellektuele vermoë of net op die verlede se ervaring jou op daai goed staat maak. Hy sê lean not on your own understanding. Wie van julle daai al gehoor? Wie van julle het julle al gesteer aan daai? As ek myself kry, I'm leaning on my own understanding. Kyk ons, ek's baie slim. Vra my vrou, my kinders sal jou sê, ek's verskriklik slim. Lean not on your own understanding. Daai slimmigheid van my het my in die moeilikheid gekry. Seer, teleurstelling, spyt. En dan moet 'n ou die hele tyd soos Humpty Dumpty se storie, al hierdie stukke bymekaar probeer sit. En dis hoekom hy sê, dis by magte om julle te red. Maar hoor wat sê hy, wat moet jy doen sodat dit kan gebeur? It's not just, dit is nie net name it and claim it nie, daar's iets wat jy moet doen sodat daai kan gebeur. Vers 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Wat het Jesus in Matteus 7 gesê? Wat moet ons doen? Met wat ons hoor by hom? Jy moet dit doen. Sê vir iemand langs jou, jy moet dit doen. Kom ouens, help my so 'n bietjie. Hy het daar gesê, jy moet doen wat ek jou leer. Nou kom Jakobus en hy sê, hey, julle moet daders wees van die woord. Hoor julle, dis dieselfde wat Jesus gesê het. Wees daders van die woord. En nie net hoorders nie. Hy sê, want as jy net 'n hoorder is, dan doen jy wat? Jy bedrieg jouself. Wie van julle is goed met dit? Wie van julle is goed om jouself te bedrieg? Nee? Wat beteken dit? Daar's 'n mooi ander woord wat ons gebruik. Ons sê ons like om goed te regverdig. Wie van julle het al ooit jou verkeerde dade geregverdig? Wie het dit al gedoen? Wie het al jou verkeerde besluite geregverdig? Kom nou, nee? Dis wat jy doen, jy bedrieg jouself. Hoekom? Want jy weet wat eintlik die waarheid is, jy weet wat jy eintlik moet doen, maar omdat vlees hier in beheer is, en omdat sy behoefte en begeerte so groot is, nou,
Hou op om jouself te bedrieg. Dis hoekom jy die hele tyd, ons het dit laasweek gesê, dis hoekom jy die hele tyd vir 'n ander uitkoms in jou lewe sit en wag. Jy hou aan om jouself te stupid goed te doen. Jy hou aan om die verkeerde besluite te maak, jy hou aan om die kennis wat jy het verkeerd toe te pas, of het gaat nie toe te pas nie. En jy sit steeds nog en wag vir God se beloftes om waar te word in jou lewe. Jy sit en herinner hom nog steeds aan sy beloftes. But you're deceiving yourself. Want jy doen nie wat hy vir jou gesê het om te doen, sodat daai voorspoed kan kom nie. Sodat daai deure kan oopgaan nie. Sodat daai deurbraak kan kom nie. Sodat hy goed wat in jou familie se bloedlyn is. Ek sit nou die dag met 'n ou hier by my. Hy sê vir my, Dion, ons is 6 kinders. 5 van my boeties en sissies het almal al gesterf van kanker. Ek is die enigste met hoors. Hoe gebeur dit? Hoekom sien jy in soveel van ons lewens, is daar 'n patrone wat geslagte teruggaan, wat aanhou om homself te herhaal en te herhaal en te herhaal in ons lewens? Verkeerde, slegte, seergoeders. Hoekom? Ons nog nooit gedeel met dit nie. Ons het daai goed nie afgesny nie. Ons het nie laat stop by ons nie. Ek moes 'n besluit en 'n keuse maak om te sê, dat dit wat van my voorvaders af oorgespoel het aan my toe, hulle gewoontes, hulle maniere, hulle denkpatrone, daai goed moes by my stop. Want ek het besluit, Here, tot hier toe en nie verder nie. Ek soek dat dit moet goed gaan met my kinders, maar dan moet ek onder hierdie woord inkom. And it stopped with me. Hoekom het nog nie by jou gestop nie? Hoekom bly daai goeters aan herhaal? Want ons bedrieg onsself. Die bedrieg vir ons as kinders van die Here lê daarin, dat ons week in en week uit kerk toe kom, woord hoor, geleer word, but you do not act on it. Dis waar die bedrieging kom. Jy doen nie, jy's nie 'n doener van dit wat jy hoor nie. Hoor wat beskryf hy verder. Hy sê, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away and immediately forgets what kind of man he was. Jy gaan in 'n spieël kyk, jy gaan wegstap en as jy wegstap het jy vergeet wat is die beeld wat jy daar raak gesien het. Hy sê dit is hoe so 'n persoon is. Wat luister of hoor maar nie doen nie. But, sê so 'n bietjie but. Nie hierdie but nie, nê? Dis but, maar. Hy sê but he who looks into the perfect law of liberty. Dis God se woord. Liberty is om vry te maak. Hy wat kyk in die perfekte wet hier. He who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the, wat sê die Afrikaans? Maar 'n dader van die, en nou is hy confused, want hy beraad van die woord en nou praat hy van die werk. Is daai 'n tikfout? Dink julle het 'n spelfout gemaak? Nou hoekom sal hulle nou praat van die werk terwyl hulle praat van die woord? Want die woord van God is 'n werkwoord. This word is supposed to be implemented. Jy moet hom gebruik. Dis hoekom hy sê 'n dader van die werk. Hierdie woord moet gewerk word. It's got to be used. It's got to be applied. That's where the power lies. Hy sê, dis wat met jou moet gebeur. Hy sê, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, wat sal met hom gebeur? Ek kan nie hoor nie. Het ons dit al iewers raak gelees vanoggend? Wat het jy in Deuteronomium 5 gelees? As julle maar tog net julle harte wil kry om te hoor wat ek vir julle sê, en tog net wil luister vir my, hoekom? Sodat dit met jou goed kan gaan. Sê vir iemand langs jou, goed kan gaan. Nee, jy moet hom so sing, ouens, kry so 'n bietjie 'n oktaaf hoor. Hy wil hê dit moet goed gaan. Nou sê hy vir jou hierso, as jy doen wat ek vir jou sê en nie net hoor nie, hy sê jy sal gelukkig wees in wat jy doen. Wie wil gelukkig wees? Wie wil voorspoedig wees? Hallelujah, dis waar ek wil wees. But then you have to start applying the word of God.
En dis my vraag, dis my pleidooi by jou, my boetie en sussie. Hierdie jaar, kry daai wysheid. Mag mense van jou sê, daar loop 'n wyse man, en daar loop 'n wyse vrou. Nee, ek was saam met hom op skool, man. Hy het daar in die spesiale klasie gesit. Gaan kyk hoe lekker ou se lewe. Kyk hoe maak 'n ou besluite. Julle verstaan nie wat sy hel is daai ou aldeer in sy lewe nie. Julle verstaan nie wat sy storms het hom getref nie. Julle verstaan nie wat sy teëspoed het met hom gebeur nie. Gaan check, daai ou bly staan. Hoekom? Hoekom? Want hy het geluister na God se woord. Hy het dit reg toegepas in sy lewe. Gebruik elke week hierdie simpel voorbeelde, want jy moet dit prakties, moet ons dit maak. Maar iewers moet ons vir mekaar sê, hierdie woord is vir ons gegee om ons te red, vir elke situasie wat jy jouself in bevind. En vir elkeen van daai situasies is daar 'n antwoord in God se woord. Dis hoekom Jesus ons goed kom leer het. Dis hoekom hy vir ons hierdie woorde gegee het. Hy sê, Jesus was in elke opsig soos ek en jy versoek gewees. Sê so 'n bietjie elke opsig. Dit beteken alles wat jy deurgaan het, Jesus deurgegaan. Ek ken nie my vrou nie. Alles wat jy beleef, alles wat jy ervaar, het hy ervaar en beleef. En hy het vir ons kom wys deur sy lewe en deur sy woorde, hoe oorwin jy daai ding? Maar as daar nie by jou en by my, en dis wat ek vir jou vanoggend wil vra, as daar nie by jou en by my daai begeerte is, daai roepe is, om te sê, Here, I will receive this word with meekness. Here, ek gaan myself verneder, ek gaan my hart sag maak en ek gaan sê, Here, ek vat u woord. Ek hou op redeneer. Ek hou op stry. Daai weerstand gaan nooit weggaan nie. Miskien moet ek dit net duidelik vir jou stel. Daai weerstand teen God se woord gaan nooit net verdwyn soos mis vir die son. Dit gaan altyd daar wees, want ou vleesie is altyd daar. Maar deur die Heilige Gees het hy vir ons die krag gegee, dat ons nou bo oor die ding kan heers, halleluja. Daarom is ek nie meer 'n slaaf van my vlees nie. Daarom kon ek as kind van God, het nie meer die verskoning, maar, ek is net mens nie. You're a new creation. Jy is nie die ou mens wat in jou neus rondgelei word deur jou vlees nie. Jy het nou die mag en jy het nou die gesag om oor hierdie ding te heers. Jy kan nou gryp en hom nader trek en sê, hey, ek bring jou onder die gehoorsaamheid van Jesus in. Luister vlees, om mooi met die ding te praat, werk nie. As ek mooi met my vlees praat, dan begin ek begin in so tango met hom betrokke raak. Hy begin met my dans. Hy begin met my redeneer. Jy weet, want ek verdra hom nou. Jesus, en voor ek myself kry, papi, dan raak hierdie nou lekker. En as ek myself kry, dan gee ek in en ek gee toe aan die ding wat ek geweet het ek eintlik moes teenstaan. Amen? So dis hoekom ek met die ding rof moet werk, ouens. Ek bestraf myself vir tydjie dat ek na die tyd in die toilet gaan sit en huil. So jammer kry ek myself. But it's the only way to work with this thing. En dis hoekom julle gaan sien, ons gaan nie hierdie week wat kom nie, die week daarna gaan ons vas. Ons gaan vir die hele week vas. Ons gaan jou leer, hoe kry jy die ding onder beheer? Wat is dit wat Jesus vir ons geleer het, om vir ons te sê, hoe vas? Waarvoor vas ons? Vir deurbrake en vir uitkomste? Nee, ek vas om hierdie ding onder beheer te kry. Ek vas sodat ek vir hierdie ding kan leer, ek gaan met my geesmens oor jou heers. Amen? Hoekom? Want ek wil hê dit moet goed gaan. I want to be prosperous. Ek wil in God se goedheid en in sy guns wil ek leef. Sy storms aangerol kom, wil ek gered word uit dit uit. Is julle saam met my? Staan saam met my. Dankie.